Wat 'n voorreg om op so 'n pragtige aand net rustig te kan kuier saam. Ook sy in die Here se teenwoordigheid. Vir my, Pastoor Stef, baie lekker om saam mee te kuier en ek het 'n verwagting dat vandag se boodskap vir jou besonder baie gaan beteken. Baie dankie, baie welkom. Dis lekker om saam met jou te kuier. Vir jou aan TikTok en YouTube en op Facebook, mag die Here jou ryklik seën. Ek wil vir jou sê jy's op die beste plek op 'n Woensdag. En ons het gaan eet en op pad terug huis toe. Karen het soveel trauma vandag gehad by die werk en by van hulle takke is daar die hele week is daar snaakse goed aan die gang waar daar gesteel word oralste. En gisteraand sê sy vir my, jy weet, dit kom naby aan jou huis. Jy weet, dit kom nader aan jou besigheid. En vandag het hulle haar kar probeer steel by haar werk en hulle het Gloria, een van haar terapeute, sy voertuig gesteel. Jy weet, agter geslote deure in die kerk se yard. Jy weet, dis ongelukkig die realiteit, maar die trauma daarmee saam. En ons dink aan Gloria wat deur hierdie trauma gaan. Ons bid werklik dat die voertuig gevind sal word en dat alles in plek sal val. En ek bid ook dat die Here haar vrede sal gee, juis in hierdie trauma en vir soveel ander wat ek dink soveel van dit beleef, want dis die realiteit in die dag en uur wat ons in is. Nou vanaand kuier ek en jy in die teenwoordigheid van die Here saam en ons bid vanaand dat die Here werklik ook by jou sal kom stil staan en homself sal openbaar aan jou as die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat getrou was aan Dawid en Joel en Amos en Jesaja, Jeremia, Agab en God so getrou was aan soveel godsmanne, is God ook vanaand by jou. Ons bid vir vanaand, Here, dat U by hierdie man, hierdie vrou sal kom stilstaan. Ons dink vanaand aan Gloria van der Rooyen, Here, wie se kar gesteel is en die trauma saam met dit. Ek dink vanaand, Here, aan soveel wat ons hierdie laaste ruk kan gepraat het, dat dinge kan gebeur, maar dit het 'n effek soms vir seisoene. En so bid ons vir. Dankie dat ek vanaand ook so vir hierdie man wat luister kan bid, wat ingeskakel is, dat U by hom ook sal kom stilstaan en die begeertes van sy hart sal kom aanraak. Hierdie vrou, die begeertes van haar hart sal kom aanraak. Here, dankie dat ons kan stil word voor U vanaand. Dankie dat ons vanaand kan weet U is 'n groot en genadiglike God. Ons dink vanaand, Here, aan soveel wat nie wel is nie. En vanaand bid ek dat U by hulle sal stil staan en sal aanraak. Ek dink aan, Here, vir Here, aan hom en haar wat moedeloos is. Dat hy en sy sal beleef en ervaar hoe God opdaag. Ons dink vanaand aan Renier wat alweer in die teater is, Here. Raak vir Renier aan, omvou hom met krag en met genesing. Here, vanaand bid ek dit, dat U hom sal vashou, omgord hom met genesing en met U teenwoordigheid. Ook sy vriend wat oorlede is gisteraand, Here, sy familie. Ek dink aan soveel wat deur trauma gaan, kennisse van Karen, wie se man oorlede is die naweek. Here, daar's soveel hartseer, daar's soveel pyn, daar's soveel trauma daar buite. En vanaand bid ek dat U by hom en haar sal kom stil staan en sal kom bedien. Here, ek wil ook juist nou kom stil word om dankie te sê vir die voorreg wat ons het om vir mekaar te kan bid. Jy wat luister, wat 'n besigheid het, ek bid vir jou hande werk. Dat Maart maand 'n maand sal wees van deurbraak, 'n maand van voorsiening, 'n maand van omkeer. Ek eer U, ek loof U, want U is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde. En daarvoor sê ek vir U dankie vanaand, dat U is 'n waarmaker van die woord, en U, Here, sal opdaag vir mans en vrouens. En ek eer U alreeds vir deurbrake in besigheid en in werk,
en in huise en in omstandighede. In Jesus se naam loof en eer ek U. Amen. Ek wil net ook sommer net hoor, Karen, die fees daai beligting reg, sy sê gisteraand, en Renier het ook gesê, Stef, dit was te helder. Ek is besig om van die goed uit te sorteer, en ek het 'n ekstra lig bygesit, en ek stel nou maar nog, ek het nou maar die remote gevat, en 'n bietjie gestel, en op die een kamera is ek bloedrooi in my gesig, ek lyk soos 'n tamatie, op die ander een lyk dit of ek 'n spook gesien het, en op die ander een, lyk ek 17 kilogram oorgewig. Ja, jy weet, some people you can please, but not all the people. Nou, ek is bly ek kuier saam jou. Ek wil iets noem net, en môre gaan ek 'n besige program hê, en ek het nou op pad, terwyl ek hiernatoe ry, sê ek vir Karen, terwyl ek hierdie naweek op die mannekamp was, het die Here met my baie gepraat oor besigheid en oor mans. En ek wil werklik waar vanaand vir jou sê, ek wil in hierdie volgende paar weke jou motiveer wat in besigheid staan, waar dit taaf is. Ek sien vandag, hulle sê, die brandstof is op as gevolg van die oorlog daar aan die ander kant van die wêreld. Ons voel dit hierdie kant in ons broeksakke. Ja, en jy het besigheid, en daar's soveel korrupsie, en daar's soveel elendes, en mense raak moedeloos as mans, want jy moet die heeltyd voor alles wees. En ek het hierdie oomblik as God opdaag vanaand wat ek deel, maar die Here het met my vanoggend gesit, en ek deel dit net met mekaar, en ek wil dit môre graag uitbring, en as ek 'n tydjie het, wil ek iets plaas rondom besigheid, wat die Here met my gedeel het vandag, om met mans en met vrouens wat in besigheid staan, juis in Maart maand, wat ek glo die Here op my hart gelê het, en ek wil dit met jou deel, sodat jy dit kan vat, en gaan begin toepas, en ek gaan so deurentyd goed plaas vir besigheidmans en besigheidsvrouens, en vir jou wat 'n nuwe besigheid begin, vir jou want jy weet werklik daar op die voorgrond staan van wat al die punch vat, wat al die houe vat van kontantvloei, SARS en tenders en al die goed. Glo ek dat God het vir my woord gegee om mans te bemoedig en vir vrouens. Ek gaan dit binnekort plaas, in die volgende 24 uur, hou dit dop. Iemand sê vir my, ek haak op Facebook, maar ander sê ek is sharp. Ja, ek sien nou hierso, daar is my TikTok is ek fine, op Facebook en op YouTube. Ons is nou live ook op YouTube, en ja, jy kan gaan kyk, Pastoor Stef, op my lives, gaan subscribe, is gratis, word deel van my netwerk, en ontvang so daagliks ook die boodskappe. My nommer verskyn ook so op die platforms, as jy graag my dagstukkies wil ontvang, en my kort boodskappies, en my aandboodskap in PDF formaat. Ek plaas dit graag op die groepe. Ja, stop die live, sê hulle. Kom ons kyk net 'n bietjie, ek wil begin, ek wil nie dit iemand moet uitmis nie. Kom ons kyk net gou hierso, ek is tog op, net kyk hier, ja, het lyk of ek op is op. Is ek op Facebook, kom ons kyk net. Kan iemand Karen of iemand net vir my sê, is ek op? Wys ons is so 2000 wat al aanlyn is. Ons is so 10.000, 15.000 wat die aandboodskappe kyk op die verskillende platforms. Gewoonlik op Facebook so tussen 10 en 15 en dan TikTok nog so 2-3.000 en ek het nou begin op YouTube. Net hoor, almal sê Tiny, baie welkom, is lekker om saam met julle te kuier, ou polisman. Ursula sê ek is op. As Ursula sê, ek sien Karen is seker besig. As Ursula sê, gaan aan.
Dan sê ek reg. Ek praat met jou vanaand oor 'n onderwerp wat baie belangrik is. Die oomblik as God opdaag. Ons, ek en jy, luister, het 'n God wat opdaag in alles. En ons almal het al daardie oomblikke beleef waar alles stil raak, wanneer jy wag vir uitslae, wanneer jy 'n oproep kry, 'n antwoord kry en dan in een oomblik verander alles. Dan verander alles. Eksodus 3, dankie liefie, ek sien sy sek is op. Eksodus 3 kom en hy sê in die 33 vertaling, ek het duidelik gesien die elende van my volk en ek het nederlaag en ek het neergedaal om hulle te verlos. God sê in hierdie gedeelte, ek het julle ellende gesien en ek het ingekom om julle te kom red uit julle nederlaag. God is nie 'n God van ver nie, hy's nie 'n ver af God nie, hy's 'n God wat afkom en onder ons wil kom woon, 'n God wat opdaag, en vanaand is dit my tema, hy's 'n God wat opdaag. En luister vanaand, wat gebeur in 'n huis, 'n huwelik, in 'n besigheid, wanneer God werklik opdaag, wat gebeur? Daar's 'n paar goed wat gebeur, as jy toelaat dat God inkom, en ons maak dit vanaand ons gebed, en ons sê, Here, ek nooi u in, gaan daar 'n paar goed gebeur, en jy moet hoor, as jy 'n besluit in die laaste paar maande in jou lewe, kom ons sê die laaste jaar van jou lewe geneem het, rondom, jy wil God volg, jy wil jou huis in orde kry, jy wil jou besigheid in orde kry, jy wil jou gesin in orde kry, jy wil jou huwelik in orde kry, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou man, jou verhouding met jou vrou, dan daag God op, wanneer jy hom toelaat. Daar's 'n paar punte wat ek gou met jou wil deurwerk en met jou deel vanaand. Wanneer God opdaag, verander die atmosfeer. 2 Kronieke 5 sê dit so mooi in vers 13 en vers 14, die priesters kon nie bly staan nie, die atmosfeer het verander. Die oomblik toe die krag van God kom, kon die priesters net nie meer staan nie. Jy sien, die krag van God bring verandering in 'n man en in 'n vrou, in 'n huwelik en in 'n besigheid. Dit vra dat ons God innooi, en die oomblik wanneer God opdaag, dan verander daar iets in jou aura, daar verander iets in die atmosfeer. Jy kan 'n vertrek binnekom, jy weet, binnekom waar daar pasbeklei is, en jy kan die atmosfeer met 'n mes sny. Jy weet sommer hierdie paartjie het nou net 'n hemelse nie, 'n helse fight gehad. Hulle groet jou, maar daar hang so ietsie in die lug, dat jy weet, hierdie tweekies het 'n gasket so pas geblaas. Jy weet, en hier's 'n paar pistons wat deur die blok is. Nou ja, luister vanaand, net so voel jy wanneer daar gebid word. Jy tel dit op in die gees as iemand naby God is. Jy tel in die gees op as iemand God soek. Daar's 'n beginsel rondom hierdie boodskap wat jy vanaand moet toepas in jou lewe. God verander eers die atmosfeer voordat God jou uitkoms gaan bring en verander. Dan moet eers 'n hartsverandering in jou en my lewe plaasvind. Dan moet eers 'n besluit kom om te sê ek verander. Ek gaan sekere goeders aan aandag gee in my lewe. Die oomblik wanneer jy dit begin doen, hoor wat ek vanaand vir jou sê, my boeta, my sissa, gaan daar in die realm, in die geestelike realm, in die fisiese realm, gaan die atmosfeer verander. God vra vanaand van mans en van vrouens om op te daag, om God in te nooi en toe te laat dat God weer die nommer 1 word in elke besluit van hom en in haar lewe. Nou God verander eers jou atmosfeer, die oomblik,
En die uitkoms, weet, God verander eers die atmosfeer voordat, jy weet, God verander dit eers. Hy verander dit eers. Wanneer jy by 'n plek kan kom, om oor te gee, dan verander dan sal uitkoms. Nou, hier's 'n toepassing in jou huwelik en in baie fasette. Ek gaan 'n paar goed nou vir jou sê, nee. Dat bid saam, daar's 'n toepassing vir jou huwelik, bid saam. Al is dit net 2 minute per dag. Ons moet saam bid. En ek skuldig gaan, ek en Karen, jy weet, daar's dinge wat mens vir jouself oorpreek. Jy weet, ons praat oor die Here en ons, jy weet, gesels baie oor die Here en oor die werk van die Here en ek deel baie. Maar dit is belangrik dat ons ook gaan om fisies te bid. En ek wil jou uitnooi om saam met my 'n punt te maak, om vrymoedigheid te neem as mans, om te gaan sit by jou vrou en vir haar te bid en jy vir jou man te bid. Moenie konflik begin sonder om God in te nooi nie. Vir jou gesin, sien jou kinders hardop. Skep 'n geestelike kultuur in jou huis. Hierdie is so belangrik om God te sien opdaag, is wanneer ek in my huisgesin plek maak vir God. Wanneer ek plek maak in my gesin vir God, in my kinders se lewens. In jou besigheid, luister, begin jou vergaderings met skriflesing. Begin, jy weet, jou besigheid om saam met jou werkers te bid. Erken God as julle bron in julle besigheid. Om God te wil sien in jou besigheid, moet hy die ereposisie beklee. En dit vra dat jy daai plek sal God laat intree, om die nommer 1 te wees, die CEO van jou company. Wanneer God opdaag, skuif spanning. As jou man nie wil bid, die bid vir hom. Bid dat die atmosfeer verander in julle huise. Dat God met hom besig geraak. Eksodus 14, ek gaan nou by dit kom, maar dis die eerste punt, jou huwelik en jou gesin en jou besigheid. En dan moet jy daai doen, ons moet saam kan bid, ons moet vir ons kinders kan bid, ons kinders leer by ons. As hulle sien pa kan bid vir mense, gaan dit vir hulle ook makliker wees, om dit toe te pas, ook in hulle lewens. Besigheid baie keer vra van jou as man om op te staan en jou weet te verander. Tweede punt wat ek wil noem, wanneer God opdaag, verander jou see van storms en hierdie see van golwe in droë grond en paaie wat daardeur vloei. Dis wat gebeur wanneer God opdaag. Dan verander daai storms. Die winde gaan lê. En natuurlik is dit so dat storms gaan altyd daar wees. Maar ek gee God die geleentheid om deur hierdie storm te beweeg in my lewe. Eksodus 14 kom en hy sê dit so mooi. Hy sê, die Here sal vir julle stry. Israel het gedink dit is die einde. Dit was eintlik maar net die begin gewees. 'n kragtige waarheid, luister, is dat God wag soms tot jy geen plan B het nie, sodat hy jou plan A kan wees. Ja, ons het altyd 'n plan B. As hierdie nie werk nie, altyd hierdie, ek het altyd kon planne maak, ek het altyd vir mans gesê en besigheid ook, solank ons planne net nie opraak nie. Baie keer kom dit ook so in ons man wees. Ons wil altyd in beheer wees, ons wil altyd, jy weet, het ons 'n antwoord, ons het altyd 'n uitweg. En dank die Here dat hy ook ons so seën. Hulle sê, I'm the first Afrikaans streamer op YouTube. Well, thank you so much. Ek geniet net om die woord te bedien. As daar net 'n platform is wat ek kan nog bedien, dan doen ek dit.
praktiese riglyne vir my en jou. En jy moet my mooi hoor. Moenie paniek saai nie. Spreek geloof. En so baie keer in ons lewens is daar hierdie storms en ons is geneig dan om in hierdie storms vas te kyk. En as ons in hierdie storms vaskyk, dan vrees ons. En dan is daar angs. En dit is vir my so wonderlik om te besef en dat God is selfs in die storms. God kom vir ons deur. Moenie paniek saai nie, spreek geloof. Moenie terug verlang na die Egipte en die vleispotte van Egipte. Moenie terug verlang na die verlede nie. Ons probleem baie keer is, ons lewe op baie campvloed getuienisse van gister en eergister in ons lewens. En God wil hê, ons moet in die nou oomblik kom en vanaand te sê, ek vertrou U Here vir 2026 vir Maart maand. Moenie terug verlang na verlede jaar se opbrengs nie. Moenie na verlede jaar jy weet se dinge nie. Hoor wat ek vanaand vir jou sê. Iemand sê so, jy is die fake Steve. Ek weet nie van wie praat julle hier nie, maar ek weet nie of het ek is wat op die live is nie, maar dis maar wie ek is op TikTok. Hou aan beweeg wanneer God sê jy moet beweeg. Hou aan beweeg wanneer God sê jy moet beweeg. Ek dink dis waar wanneer ons baie keer jy weet dit mis. Ons is nie in pas en in voeling met God nie. Vir mans wil ek vanaand sê, jy hoef nie alles self te wil oplos nie. En ons mans wil alles oplos. En ek glo vanaand kom die Here en die Here kom praat met ons. Sê gee oor aan my. Jy weet, laat my toe. Gee 'n bietjie net oor dat ek kan in beheer kom. Vir vrouens wil ek vanaand sê, weet jy wat? God sien jou stille trane. En dit is so, in begin Januarie, die Here vir my gesê, sê vir die mense, daar's 'n vervaldatum vir die trane wat hulle stort. Vir jou wat 'n entrepreneur is, wat vanaand 'n besigheidsman is, jou voorsiening en jou deurbraak en jou handewerk lê nie in die ekonomie nie, maar dit lê in God se hande. En dit is belangrik om dit te verstaan en te weet, dis nie ek nie, maar dis God. Wanneer God opdaag, kom daar orde in chaos. Wanneer God opdaag, kom daar orde. Genesis 1 sê in vers 2 en 3 die volgende, hy sê, God het gepraat en lig het gekom. God het gepraat en lig het gekom. En dis 'n beginsel wat ek en jy in ons lewens moet leer om toe te pas, wat jy oor jou situasie sê. Maak saak. Woorde. Ek jy moet besef vanaand dat die woorde wat ons spreek, het krag. Oor ons besigheid, oor ons handewerk, oor ons verhoudings, oor ons huwelike, oor ons kinders, dit het 'n effek. En ek het 'n paar uitleefpunte wat ek met jou wil deel. Dalk 'n uitleefbare punt wat jy nou kan kyk vanaand in jou lewe. As jy wil hê God moet opdaag in jou situasie, spreek skrif oor jou lewe. Spreek skrif oor jou lewe. Eerstens, stop negatiewe
selfspraak. En as ek sê negatiewe selfspraak, ons spreek oor onsself dood. Buiten dat ons doodspreek oor ons mans en oor ons vrouens en oor ons omstandighede en verhoudings en ons finansies en oor ons land, spreek ons oor onsself dood. En dit het tyd geword dat jy en ek besef, ek het 'n verantwoordelikheid om weer op te staan en te glo wat die woord van God sê oor my. As jy en ek net kan weer ons identiteit ontdek in God, wie ons is en tyd met die woord spandeer, gaan ons vinnig leer wat God van jou en my dink en hoe God oor jou en my voel. Leef gehoorsaam in klein dingetjies. Dis iets wat ek en jy kan uitleef, om gehoorsaam te kan wees. En toe ek vanmiddag hierdie skryf, toe sit ek sommer met my tong en my kies, en ek het 'n paar goed rondom die volgende punt oor gedink, oor die altaar, daai daaglikse tyd met God, en hoe gaan ek dit beskryf, en ek het toe tong in die kies gesê, hou jou altaar warm. Hou jou altaar warm. Hoe hou ek hom warm? Met gebed, met tyd voor God te sit. Jeremia sê in vers 13 in hoofstuk 29, julle sal my soek en my vind. Jy sien, volheid kom nie deur oppervlakkigheid nie. Jy hoor, jy kry oppervlakkige kom en mense mos maar in die dag en uur. Dit is maar die realiteit. Dit is nie baie diep nie, maar baie oppervlakkig. Selfs in redenasies. En jy sien selfs in jou eie lewe, kan jy vanaand getuig seker van mense wat al oppervlakkig is, hoe hulle oppervlakkig dinge hanteer. Ek het in die week iemand aangespreek oor 'n situasie, wat ek voel ek voorop staan. En hy het my uitgemaak as iemand wat oppervlakkig is. Dit is goed, maar dit is wat ek voor staan, en ek sal daarvoor staan en val. Maar dit is wat ek voor staan. As jy dit sien as oppervlakkig, kan ek my net sommer indink, waar is jy in die lewe, op watter vlak jy is. Jy sien, wanneer jy in diepte beweeg, wanneer die altaar van God warm is, wys God vir jou dinge. Openbaar God vir jou dinge. En as ek en jy stil bly, jy weet, gaan ons dit uitmis. Is dit ek volgende vir jou wil sê? Hoe laat ons God opdag in ons dag tot dag? Hoe laat ons hom toe? Daar's 'n paar praktiese goed, en as jy nie op ons groepies is nie, hi Fani, lekker om jou te sien. As jy nie op ons groepies is nie, dan my nommer verskyn op die platforms, dan kom maar op. Maar hier's 'n boodskap vanaand om God te beleef in besigheid, in familie en sy hand. Daar's 'n paar praktiese sleutels. Die eerste sleutel wat ek vanaand met jou wil deel is 'n prioriteit. Soek God eerste. As jy vanaand moedeloos is, as jy nie meer antwoorde het nie, as jy vanaand nie meer weet wat ek kan doen nie, jou prioriteit is, jou eerste, dan moet 'n prioriteit wees. Eerstens, soek God. Tweedens, wees suiwer van hart. En as ek sê suiwer van hart, dan vra dit dat jy ook, wanneer jy foute gemaak het, so vinnig as moontlik dit voor God bely, dit voor God neerlê. En derdens, die prioriteit in jou en my lewe, buiten prioriteit en suiwerheid, vra gehoorsaamheid, reageer dadelik. As jy wil hê God moet opdaag,
dan vra dit dat jou prioriteite moet in plek wees, dit vra dat jou hart suiwer is, dit vra dat jy gehoorsaam is, en vierdens vra dit dankbaarheid, want dit skep 'n atmosfeer, en vyftens, Boeta, hoor wat ek vir jou sê, Sissa, daai verwagting, leef asof God kan ingryp, spreek dit en leef dit en raak opgewonde, want God gaan opdaag in my storm, en voor jy vandag kan instap in dit in en dit te beleef, vra dit dat ek moet my prioriteite agter mekaar kry, dit vra dat my hart moet suiwer wees, en dat ek gehoorsaam moet wees, en dat ek dankbaar is met dit wat ek het, sodat ek op 'n plek kan kom, want as dit alles in plek is, het jy 'n verwagting. Jy het 'n verwagting dat iets is op pad, iets gaan gebeur. God daag op, alleenlik waar jy hom verwelkom en waar jy hom innooi in jou lewe. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dis waar God opdaag. God daag op in 'n man se besigheid, in 'n vrou se besigheid, in 'n huwelik, in finansies, tussen hom en sy vrou en man en kinders. Wanneer jy jou huis oopmaak, jou besigheid oopmaak, jou lewe oopmaak en oorgee om God te verwelkom en om in te nooi. Wanneer God opdaag, luister, word daai see oopgekloof en kom daar paaie. Wanneer God opdaag, word trane saad. Wanneer God opdaag, verander jou chaos in orde. Wanneer God opdaag, word jou huis en jou handewerk en jou besigheid 'n altaar. Wanneer God opdaag, word jou besigheid ook 'n getuienis. Ek wil jou vanaand tot verantwoording roep. Ek wil jou tot reaksie roep, dat jy gaan dit laat manifesteer. Mans, om weer geestelike leierskap op te neem. Gesinne, om hande te vat. Besighede, om hulle handewerk aan God toe te wy. So eenvoudig. Dis eintlik so eenvoudig, maar dis die basiese vir jou deurbraak. Dis die basiese vir 'n deurvloei, vir 'n mooi vloei, vir 'n invloei, vir 'n deurbraak, vir genesing, vir herstel, in elke faset. Psalm 127 vers 1 sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Te vergeefs. Vanaand roep God ons terug na 'n plek in ons lewens om besluite te neem. Ernstig. Ek wil vir jou sê, dit is net jy en ek wat dit kan gebeur en manifesteer. Ek wil vanaand, kom ek sê dit so, ek glo vanaand, die oomblik wanneer jy jouself beskikbaar stel, die oomblik wanneer jy jouself beskikbaar stel vir God, jou besigheid, jou huwelik, jou alles oop maak vir God. Hy's 'n gentleman. Hy sal hom nooit afdwing nie. En die oomblik as jy oopmaak, daag hy op. Kom hy in. Ek dink, is al tyd om tyd te maak vir God en oop te maak.
en oor te gee. Here, ons bid vandag, dag op in ons huise, dag op in ons huwelike. Dankie dat U opdaag in ons finansies. Dankie Here dat U opdaag ook so in ons kinders se lewens. Ons wil nie net aan 'n kerk behoort nie, Here. Ons wil U hê. Ons wil aan U behoort. Ons wil nie net strukture hê nie. Ek begeer, saam met elke man en vrou vanaand, U heerlikheid. Vul hierdie man en vrou se lewe vanaand wat luister, met U teenwoordigheid. Dankie dat vanaand 'n atmosfeer geskep word, Here, van gasvryheid om U in te nooi. 'n atmosfeer van om oor te gee. 'n atmosfeer om te sê, ek is gereed om te ontvang. Spreek, Here. Dankie vanaand, Here. Dankie vir die waarheid wat ons vrymaak. In Jesus se naam. Amen. Dis die waarheid wat jou en my vrymaak. Dis die waarheid wat ons losmaak. Dis die waarheid wat herstel bring en die oomblik as God opdaag. Ons, ek en jy, het 'n God wat altyd opdaag. Ons het altyd daai oomblikke waar ons stil raak. Wanneer jy voel jy's uitgebou. En vanaand praat God met my en met jou en ons wil sê, maar maak plek en gee ruimte vir my. Ek wil vir jou sê as man, wat dalk gekom het aan die einde van jouself of gevoel het jy's by 'n tee aansluit, gee net oor. Dis dalk nou die regte tyd. Dit is al lankal die regte tyd. Maar dan moet my hartsverandering plaasvind. 'n kop skuif na 'n hart skuif, van kop na hart. Ek wil nie meer hiermee dink nie, ek wil hiermee. Want hieruit word dinge gebore wat uit God se hart uitkom. Uit die Gees. Die oomblik as God opdaag. Toe God opdaag het gevoel soos 'n droom. Gaan hy versie nou gaan soek. Mag jy 'n geseënde aand hê. Mag dit vir jou een besonderse mooi donderdagmôre wees. As die son opkom en ek en jy's nog hier, is dit genade. Ek hoop iemand op YouTube gaan net vir my in Afrikaans ook begin hallo sê of sê goeienaand Stef. Almal is Engels daar. But tomorrow evening between 8 and 9, it's our weekly prayer meeting. So then you're more than welcome, all your prayer requests. You can send it online and we will pray between 8 and 9 for your miracle in Jesus' name. Dankie vir elkeen van u wat ingeskakel het, wat hierdie aanlyn bediening ondersteun. Ek sien ons is alreeds staan ons op 3.3 miljoen viewers vir die maand. En dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die boodskap wat moet uitgaan. Dankie vir jou wat ook in daai opsig, jy weet my hand omhoog hou deur om hierdie netwerk finansiëel te ondersteun. Ons NPO is geregistreer. Ons wag net vir die boekhouers. Alles het ek en Karen al lankal ingedien en alles wag net vir die NPO se bankrekening. Dan, maar op hierdie stadium, die een wat ek altyd op het, is nog in werking totdat die NPO in plek is. Hoekom? Omdat ons wil nog soveel meer doen vir die koninkryk van God. En dit is 'n non-profit organization.
En ons wil graag sien hoe hierdie platform nog soveel duisende ander ook kan bedien. Julle maak dit moontlik. Dit is soos toe Moses moeg is Aaron daar gewees om sy hande omhoog. Julle maak dit moontlik deur julle gebede vir Pastoor Stef Ministries om te kan werk. En ook so die evangelie te kan bedien en na plekke toe kan gaan. Jy weet waar mense nie elke dag heen kan gaan nie. En daarvoor eer ek God vir hierdie aanlyn bediening. Julle is 'n blessing. En weet dat ons vir u bid en dit is jou opdraan, Here. En ek is so opgewonde vir hierdie boodskappe wat in hierdie volgende paar aande bedien gaan word. Môre aand is ons gebedstyd. Sondagoggend is ek in Gesina en ek is opgewonde, ek bedien Sondagoggend daar in Gesina. Ek sal die adres ook opsit en Sondag aand aanlyn 8uur en ek het 'n verwagting vir groot dinge vir Maart maand wat amper sê ek van hierdie sitplek af bedien gaan word. Ja, JP, dit is nou lekker gewees om jou te kon ontmoet daar by die Mighty Men die naweek. Jy gaan was soveel manne en Sondag toe die vrouens daar was, het 'n tannie of 3 my kom groet ook. Ja, dit was so lekker gewees en om sommer net daar in die tent net saam Boetas mekaar 'n drukkie te kon gee en jy weet soms, jy weet net mekaar fisies te sien en te weet saam wie bid ons. Julle is great en ek is opgewonde vir dit wat voor lê vir jou ook. Laat toe dat God opdaag ook in jou lewe. Vir my Pastoor Stef was baie lekker geweest om saam met jou te kuier en mag jy 'n soete nagrus hê en goedheid en guns en kyk uit om môre aan saam met te kuier en vir jou wat laat ingeskakel het, ek het dit gesê, ek gaan deur die loop van die dag môre 'n boodskap plaas. Weet nie wanneer nie, maar hopelik gaan dit vroeg wees. Karen het môre 'n paar prosedures by kliniekie in die stad, so ek gaan nou vat. So ek weet of ek in die kar gaan praat of dalk hier in my kantoor nie, maar iewers gaan ek 'n tydjie kry. Ek wil julle moet na môre se boodskap luister oor die oomblik as God in jou besigheid en jou werk opdaag. Lekker gewees om saam met te kuier. 'n Rustige nagrus. God bless. Goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Stuur gerus jou gebedsversoeke vir my op WhatsApp of op Facebook of op TikTok. En ons bid môre aand spesifiek ook vir jou wonderwerk deurbraak oomblik. God bless. Sien julle.